Die radiostasie wat lekker uitsaai hier in die Kouga area en die Sarah Baartman area. Onthou, as jy vir ons soek, ons is op 89.8 op die radio beskikbaar en dan natuurlik ook op Facebook. En jy luister na die program Eer aan God en ek is Gabriel van Eden en dan 'n baie spesiale maandag. Ek het 'n paar wonderlike gaste hier wat opgewonde is en vol excitement is om te kom deel met ons. So ek gaan dat elkeen van hulle net vinnig vir hulle bekendstel en net voor ons daarby uitkom, hulle is al 3 van die NSRI, die Nasionale Sea Rescue Institute hier in Suid-Afrika. So Christo, ons gaan vir jou 'n kansie gee, sê vir die luisteraars wie jy is, hoe het jy betrokke geraak en wat maak jou so opgewonde om deel van die NSRI te wees, maar ek het so vermoed, jy is dalk die stasiebevelvoerder ook. Nou ja, toe, laat ons hoor. Ja, goeiemôre Gabriel en dankie dat jy ons op die lig het. En soos jy sê, my naam is Christo. Ek is die stasiebevelvoerder hier so in Jeffreys Bay, stasie 37. Yes. En ek het seker, dis nou al 8, amper 9 jaar terug wat ek teruggetrek het Jeffreys Bay toe. Okay. En toe besluit ek, jy weet, ek moet hiernatoe kom en ek moet in die water wees. Ek wil nie een van daai mense wees wat hiernatoe kom en niks met die see uit te waai nie. Hy sit net daar so en hy lyk mooi. Ek wil in die see wees. En ja, so het ek 'n ou skoolvriend, Michael, het my genooi en ek het opgedaag en die gogga het my gebyt en ek het gebly. En dis hoe dit gebeur het. Yes, dis nogal interessant wat jy sê, daar's baie mense wat hier in die kusarea bly, Jeffreys Bay en die Kouga, wat nie hulle voete in die seewater sit nie. En is so mooi om te hoor, jy wou terugkom, want jy wou in die water wees. En kyk nou net, hoe jou begeerte om in die water te wees, ander mense kan ondersteun, wat dalk 'n nood het en hulp nodig het in die water. Ja, nee, definitief. Ja, dis goed. Reg, Hannes, gesels 'n bietjie met ons. Ja, goeiemôre Gabriel en die mense daar buite. My naam is Hannes. Ek is een van die ouer mense op die basis wat op 'n laat stadium aangesluit het by die NSRI. Ek het die begin 21 net na COVID. Het ons Jeffreys Bay toe getrek om te, soos die mense sal sê, semi-retire. Maar uitgevind het is nou nie so maklik nie. En toe het ek wou nog altyd, dit was nog altyd vandat ek geweet het van die NSRI begeerte, maar ek het net nooit die geleentheid gehad nie. Lewe gebeur, goeders gebeur en uitgevind nadat ons hiernatoe getrek het, begin van Januarie, by Februarie daar 'n oop dag by die NSRI is, by stasie 37, en soontoe gegaan, nie om te gaan kyk wat aangaan nie, maar gegaan om aan te sluit. Nie geweet presies waar ek gaan inpas nie, maar ja, aangesluit en hier is ek nou, paar jaar later. Ek hou van wat jy sê en ek dink ons gaan net maar vir die luisteraars ook 'n kans gee om te kan hoor, hoe kan ek betrokke word? En hoe kan ek deel word en wat kan ek aanbied hier by die NSRI stasie 37 op Jeffreys Bay. Dan natuurlik die goeie nuus, hier in die Kouga is nie net Jeffreys Bay nie, maar daar is nog ander stasies. Ons gaan nou lekker daaroor gesels. Franco. Goeiemôre Gabriel, dankie vir die geleentheid. Franco McGannon, ek is by stasie 37 betrokke in die sosiale media kapasiteit as ook in die mediese stok wat ons aanhou. 3 jaar terug het ek en my vrou die geleentheid gevat om Jeffreys Bay toe te trek, 'n lewenslange droom. En by die wat ons afgetrek het ons besef ons ken nie die see nie as binnelanders. En daar was 'n advertensie in die koerant om lewensredders opleiding te doen. En ek het wel gesê ons moet hierdie gaan doen. So ek en my vrou het opgeteken. So 6 maande kursus, gekwalifiseer as lewensredders en toe as surf rescue swimmers en toe die natuurlike roete gevolg om aan te sluit by stasie 37. Christo het ons genooi en dit was Oktober 2022 en nog nie 'n dag teruggekyk nie. As ek so na julle luister, kan ek hoor, dis amper soos 'n klein gemeenskap, 'n klompie mense wat lekker hande vat, mekaar se harte kan hoor en dan kan ondersteun op 'n baie mooi manier. Christo, iets van jou kant of nog? Nee, niks spesifiek nie. Ek dink ons is almal 'n verskillende klomp mense, maar ons het almal iets in gemeen wat die see is en wil mense en diere en al die diepe goed doen en wil kan help. So ja, ons
almal is anders en ons kom elkeen van 'n verskillende agtergrond af, maar tog wanneer ons saamwerk en wanneer ons bymekaar is, dan werk alles goed en alles werk saam goed, ja. Deel gou met ons van die hoogtepunte wat jy al beleef het as lewensredder, nie net mense nie, maar ook diere se lewens wat jy gered het. So ja, ons het al tamelike operasies gedoen in die omgewing, en van die lekkerste of van die mees die niceste goed wat ons al gedoen het, is daar die eendag 'n dolfyn uitgespoel. As ek reg kan onthou, was dit onder by Kabeljou se kant. Yep. En of dit was by Point, verskoon my, dit was by Point. Ja. En hy was toe lewendig, en jy kan nie net 'n dolfyn terugsit in die water nie, want hy is gedisoriënteerd al klaar, en dan swem hulle net weer uit op die rotse. So ons moes hom eintlik optel, ons het hom in die agterkant van 'n bakkie gelaai. Ons het hom opgebring stasie toe. By die stasie het ons hom op 'n klein boot gelaai. Ons het hom 'n 4.2 genoem. En ons het hom so 2 myl uit see toe te vat. En toe moes ons hom van die boot afkry. En laat ek vir jou sê, 'n dolfyn so klein soos wat hulle lyk, hulle is ongelooflik swaar. Okay. is nie 'n ligte dier nie, so hy het 'n hele gewig agter hom. En ja, toe gooi ons hom van die boot, gooi is 'n lelike woord. Ons laat hom van die boot afgaan en daar swem hy. So ja, dit is baie interessante ding, en dit was een van die highlights definitief. Ja. Ek dink wat doen 'n besoeker of dalk 'n Jeffreys Baaier wat nou hier langs die kus stap en op 'n rob of 'n kleinerige rob of 'n baba rob afkom wat hulle langs die see sien? So baie keer wat ons doen is, ons speel die middelman. So ons help vir Sandcob en vir, wat is die ander plek naam? Baywold sê die ander. Baywold. So Sandcob doen die voëls, en Trumi wat in die omgewing is, en daar's nog 'n gentleman ook wat in die omgewing is. Hulle is direk van Sandcob af. So ons speel basies middelman. So as daar 'n voël is en die mense kan hom nie self transport na Trumi toe nie, dan sal ons nou help met transport, of as hy baie ver, soos naby Gamtoos is, dan klim ons in die voertuig en ons ry af, en dan haal ons hom uit en sit hom in 'n boks en ons vat hom na Trumi toe, en Trumi is soos die first responder vir voëls, en sy check hulle op. En dan vir robbe, op die oomblik moet ons maar baie versigtig wees vir robbe, want daar is rabies wat omgaan en wat in hulle is. Okay. So as daar rob op die strand is, moet dit nie naby aan hom kom nie, moet jou honde nie naby laat hom kom nie, want dan kan, of as jy gebyt word, of as jou hond gebyt word, dan word die siekte getransfer na hulle toe. So ja, meeste mense bel vir ons, en dan bel ons vir Greg Hofmeyer by Baywold, en ons volg dan sy instruksies oor wat om te doen. Gaan ons hom vang en verplaas, jy weet, skuif waar daar nou nie mense en honde is nie, of gaan ons hom net daar los, laat hy klaar rus, en dan wanneer hy klaar gerus het, dan gaan hy weer uitskuif. En dis die grootste rede hoekom robbe op die strand is om te rus. Okay. So meeste van die tyd los ons hulle om klaar te rus. Ja. Anders nou, ek moet nou eerlik met jou wees, ek was gister betrokke, gister 9:00 oggend by Marina Martinique, was daar 'n malspul wat binne in die yskoue marina ingespring het en toe 'n hele end gaan swem het. Ons was so 'n hele klompie, en ek moet sê dit was nogal opwindend om deel van hierdie span te wees wat so 'n keuse gemaak het om te kom inspring. Wat was die doel spesifiek, as ons nou vir ons luisteraars moet sê, wat het nou eintlik gisteroggend 9:00 by die marina gebeur? Ja, kyk, soos die mense dalk weet, of miskien nie weet nie, was dit nou die draaipunt van die winter, of van die jaar, ons die kortste dag en die langste nag gehad, en daar is hierdie bewusmakingsveldtog van die NSRI, waar
al die stasies op daai spesifieke dag. Ons noem dit die wat sit daai Winter Solstice Splash. daar sê daai ene waar bymekaar kom baie basisse gebruik het ook vir 'n fondsinsameling. Ja. Waar nou almal bymekaar kan en dit wys net dat ons as NSRI is nie bang vir koue water nie. Yes. Ons gaan enige situasie, enige weeromstandighede gaan ons uit en dit is net om die mense ook 'n gevoel te kan kry van hoe koud die water kan wees. Ja. Nee, ek moet sê dit was nogal 'n bietjie van 'n eye-opener. Ek dink die watertemperatuur, as ek kan reg onthou, het iemand gemeet so 13.3 grade. Ja, dit was 'n dag. En vir ons wat toe nou in die water was, besef ou net die omstandighede waarin lewensredding gedoen word, is nie altyd gunstig nie. Is juis wanneer daar 'n geweldige sterk wind is of groot branders of iets gebeur in die see wat die persoon op sy boot of sy seilboot of op sy kitesurfer of windsurfer om 'n groot moeilikheid kan kry. So ek het dit nogal waardeer om te sien julle toewyding en die feit dat julle reg is, maak nie saak wat die weer maak nie. As daar 'n behoefte is die NSRI daar om die taak te verrig. Ja, kyk ons gaan nie in weer soos mooi weer uit nie. Dit is nie wanneer ons benodig word nie. Ja. As die wind vandag is redelik sterk. Dis die tipe van tye wanneer ons maar gereed staan en jy maak jouself so amper in jou agterkop net daai, jy weet, soos ons het nou voor ons op lig gekom het ons gespot oor 'n call-out. Ja. Jy weet so ouens maar altyd gereed. Jy kyk na die weer. Ons hou die weer baie dop. Ons kyk na weervoorspellings langtermyn, korttermyn en dan beplan jy maar jou daglik daarom want elkeen van ons het ons eie werk. Ja. NSRI is absolute passie van ons, maar ons is almal vrywilliglike. Dis pragtig. Ons kry nie 'n salaris daarvoor nie. Ons doen dit omdat ons dit wil doen en dit is dis 'n passie van ons en dit is iets wat ons vir die gemeenskap wil doen. So as julle ouens na die weer kyk en die weervoorspelling, gebeur iets anders in julle koppe. Ek het 'n vriend gehad wat altyd gespot het, as dit sneeu in die Drakensberge, hy was in die bergreddingseenheid daai tyd, en sy vrou het altyd gelag, en sy weet as dit sneeu in die Drakensberg, dan pak hy sy boots en sy sak uit, want hy moet uitgaan. Ja. En ek dink dieselfde by ons, as dit 'n baie warm dag is, of die weer is onplesierig soos vandag, dan weet my vrou, want ek begin my tas reg sit by die deur, my jumpsuit is reg by die deur, die bakkie is vol petrol, want die mense weet, is heel moontlik op daai dag wat jy uitgeroep word. Ja. So jy kyk anders na die wêreld as die weer begin snaaks draai. Ja. Ek dink die gewone toerist kyk seker hoe lyk die lekker weer sodat hulle self kan geniet, en julle ouens kyk met 'n totale ander oog na die weervoorspelling. Daar is dalk 'n geleentheid waar jy moet reg staan om die see te in en dan 'n operasie te gaan doen. Yep. Franco, vertel ons ietsie meer rondom die media gedeelte van die NSRI waar jy betrokke is. So ek is die sosiale media bestuurder vir die stasie. Ek kom my jong dae ekspandeer as 'n joernalis in Pretoria en as voorbeeld gewerk as joernalis, so die passie was nog altyd daar. En die voorreg gehad om te begin met my skryftalente wat ek het en met die journalistiek agtergrond om ons stasies in social media te doen. Ek dink dit is ongelooflik om 'n organisasie te werk waar ons iemand het soos Craig Lambidon van hoofkantoor wat vir ons so baie goeie standaard stel en om daai kommunikasieplatform te kry. Vir my die lekkerste deel van dit is om die kommunikasie van die opvoeding van wat ons doen. Om mense meer inligting te gee van hoe werk ons, wanneer werk ons, hoe om ons in die hande te kry, wat om te doen in 'n noodgeval. En net om vir mense te wys dat ons is beskikbaar. Jy kan op enige platform ons te uitreik. Ja. Ons het nou byvoorbeeld 'n skoolhoof of onderwysers wat luister na hierdie program en hulle wil graag die NSRI kry om die kinders 'n bietjie opvoeding te gee. Hoe gaan hulle te werk? So oom Hannes, daar toe gewoon ook met die vir ons. Wat hulle kan doen is hulle kan ons kontak op ons uitroepnommer. Dit is ons algemene kontaknommer ook. Ja. En ons nou die nommer gee en dan kan ons reëlings daarvolgens tref. Ons sal vra wat se vrywilligers beskikbaar is op die dag en hulle kan of op die stasie kom kuier of ons kan by die skool ook gaan kuier en 'n bietjie opvoeding doen. Ons het as deel van die NSRI 'n survival swimming afdeling waar ons basiese reëls en inligting vir mense gee oor wat om te doen in die geval dat jy in die moeilikheid kom, dat jy deur 'n vloeistroom raak gevat word of hoe om dan uit daai moeilikheid te kom. Ja. Ek hoor nou wat Franco sê oor opvoeding en dan ook hoe om kinders betrokke te kry. Anders ietsie van jou kant af rondom hierdie. Ja, kyk, vir my is dis iets wat baie na my hart is. En dit is
ek is bly dat ek daarbey betrokke geraak het in die sin van dit het maar net so gebeur dat ek weet nie hoe dit gekom het dat ek nou die een is wat nou met die skole. Ek dink is omdat ek seker die maklikste beskikbaar is met my werk. Is dit baie makliker om dit te kan doen want ek kan om dit werk. Is nie dat ek elke dag 9 to 5 werk het soos die twee kollegas aan die kant nie. Dis my ek is 'n bietjie meer flexible wat dit betref. En so dit maar op my skoot gekom dat ek by die skole, kleuterskole wat na ons toe kom, laerskole met hulle soos 'n week bewustheid oor die natuur wat ewe dan kom hulle na ons toe 'n hele dag en hulle spandeer so 2-3 ure by ons leer hulle van die wat hulle moet saamvat as hulle met strand toe gaan, waarna moet hulle kyk, ons leer hulle van die ripkurrens en net 'n algehele bewusmaking van wie ons is, wat ons doen en waarna hulle moet kyk as hulle gaan swem. Vir my is dit belangrik want jy kry baie van hierdie veral in die hoe sê nou die Engels rural areas, plattelandse areas, met die plase en dit wat om ons is, Potensie, Henkie, al die plekke wat hulle op 'n dag met 'n bus see toe kom. En hulle ek weet nie, ek dink is 'n dam en dit is nie selfs as 'n dam nie. En dan raak hulle in die moeilikheid, so ons net hulle daai bewusmaking van waarna hulle moet kyk, wat hulle moet doen en is net om hulle te kan help. En is 'n bewusmaking. As ek kan bylas, Oesterbaai vat ek as 'n baie goeie voorbeeld en hulle het, soos wat Franco genoem het, hierdie survival swimming kursusse met die kinders gedoen. Vir hulle om leende area, so hulle het fisies die kinders na 'n swembad toegevat en vir hulle gewys hoe om te dryf. Jy weet, as jy inval, wat doen jy? As jy nou op die kant staan, dan die laaste ding wat jy doen is in die water inklim. Jy weet, so as jy reach, throw, row, go. So jy moet alles probeer voordat jy self in die water inklim en jouself in die moeilikheid ook bring. Want dis baie keer ook wat gebeur. So Oesterbaai het ongelooflik goed daar gedoen met daai situasie. Terwyl jy nou praat van Oesterbaai, behalwe stasie 37 wat julle het, wat is by St. Francis of Cape St. Francis en dan Oesterbaai? Ja, so in ons area, dis ons hier op Jeffreys Bay en ons het dan ook ons sister stations wat stasie 21 is, wat St. Francis is en hulle opereer uit die hawe uit. So hulle het 'n mooi groot 10.6 meter boot daarso. Met 'n cabin oor en alles. Ek is self 'n lid van hulle stasie ook. So ek is wat jy sal noem 'n coxswain op hulle stasie. Dan wat is 'n coxswain verduidelik? So dis 'n coxswain is basies wanneer ons op daai boot is, sal 'n coxswain in beheer wees van die boot en die situasie wat aangaan. So hy is die een wat al die calls sal maak en wat al die verantwoordelikheid vat. So sodra daar iemand op daai boot klim wat ek nou sal helm of wat ek in beheer van is hulle my verantwoordelikheid. So dit is oor die algemeen dan 'n coxswain wat die verantwoordelikheid vir die operasie en vir die mense op die boot en wat gedoen moet word. En Oesterbaai? So op Oesterbaai is die stasiebevelvoerder daar is Lodewyk. Awesome ou, ook baie goeie verhouding saam met hulle. Met Oesterbaai Lodewyk hardloop ook dan satellite stations. So hy het sy eerste ene begin in Stormsrivier. So by die Stormsrivier, daar waar hulle launch. By die riviermond het hulle 'n stasie daarso ook. En hulle doen ongelooflike baie calls op die Otter Trail van hikers wat seer kry of wat val of jy weet iets daaromtrent. Hulle is ongelooflik besig. Dan is dit ook Eerste Rivier wat hy nou 'n satellietstasie begin het
en besig om op te bou en mense bymekaar te kry en al daai Wat ek dinge. hoor by julle is amper die NSRI red nie net mense in die see nie, maar soos wat jy nou sê op die Otter Trail, die wandelpad, as daar mense seer kry, dan is die NSRI daar om te help. Definitief. Ons het hulle het al mense in berge gaan soek. Ons was al daar betrokke. Ons het mal mense uit kloof uitgehaal. Ons is enige plek waar ons kan help, waar ons toegerus is om te help, dan sal ons. Ja. Oesterbaai sal ook byvoorbeeld help met brande, want hulle het nie 'n brandweerstasie nie, jy weet, die brandweerstasie moet van Niemandsdorp afkom of van Jeffreys Bay afkom. Ek verstaan. So jy kan nie vir 'n halfuur sit en wag en kyk hoe brand jou huis af nie, en hulle is the first line of defense, jy weet. So hulle doen omdat hulle dorpie soveel kleiner is in Fransis ingesluit, hulle het nie 'n vasstaande ambulance dienste wat elke dag daar is nie. Ja. En meeste van die tyd is hulle first line of defense en hulle doen al daai tipe dinge totdat help kan kom. Ja, ietsie terwyl jy so praat, het julle helikopterondersteuning enigsins? So ja, maar ons moet ook daarvoor vra en hulle sal ook net onder sekere omstandighede vlieg. Ja. Meeste van die tyd hierso ek gaan maar Stormsrivier gebruik as 'n voorbeeld, want jy kan nie altyd iemand uitdra van die rotse af nie. Ja. So hulle kry vir AMS, Air Mercy Services, en hulle winch hulle op en dan laai hulle af in die kampeerterrein en dan van daar af dan klim hulle in die ambulans. In die groter stede soos in PE en Kaapstad en Durban gebruik hulle ook die SANDF, so die National Defence Force helikopters, en hulle doen ook oefeninge met hulle. Ja. As julle so met my gesels en met ons luisteraars, 'n ding wat by my opkom is gemoedsrus. Mense bekommernisse kan jy nou by die agterdeur uitgooi, en ek dink net wat ons nodig het vir ons mense hier in die Kouga area is om hulle self toe te rus met kennis, die nodige noodnommers om te kan weet, hoe kom ek nou by die NSRI uit. Ons kry baie keer, ons het nou familie of vriende wat dalk van ver hier van die binneland afkom en hulle is nou vir die eerste keer hier by die see en nou moet hier gekarjakker word. Hier moet nou gedoen en geniet word en al hierdie dinge. En voor die ouens hulle kom kry, gaan swem hulle op 'n stil plekkie, daar's nie branders nie, en dan beland hulle in 'n stroom. En paniek spring in, en met hierdie paniek, dan is die volgende pad al dieper in die water in. So ietsie rondom, hoe kan ons plaaslike mense in Jeffreys Bay beter vergewis en toerus om vriende en familie te kan ondersteun met behulp van die NSRI? Ek dink die eerste punt wat ons moet fokus is, en tydens die besige seisoene soos Desember tot April is swem tussen die vlaggies. Ons het 2 lewensrede strande by die hoofstrand en een by Kabeljauws en by Albatros, en die beste advies is swem tussen die vlaggies. Daar's baie minder daar insident gebeur waar die lewensredes beskikbaar is. Ons mense kom in die moeilikheid wanneer ons op 'n ver stap op die strand en dis lyk lekker soos jy gesê het vroeër, en ek wil net vinnig my voete in die water sit. Hulle besef nie hoe vinnig die stroom hulle kan uittrek nie. Ek dink daai is my grootste fokus as mense kom kuier is. Ja, dit is wat Franco nou sê, daai van net vinnig my voet in die water sit. Ons het al 'n jaar of 2 terug geval gehad waar 'n gesin kom kuier het. Hulle het van die vliegtuig afgeklim, kom gou strand toe, ons wil vir hulle wys, dit is nou Jeffreys Bay, en so met hulle jeans en alles op die strand gaan loop, en dit is by Kabeljauws se kant toe. En kom net vinnig, maak net vinnig voete nat, en die uiteinde was ons was geaktiveer en ons moes hulle gaan uit die water uithaal want die stroom het hulle gevat. En dit is ongelooflik hoe vinnig, as jy net jou voet verloor, net daai sand onder jou voet weg is, dan vat daai stroom jou. En wat ons net vir die mense wil sê is, as 'n stroom jou vat, go with the flow. Moenie begin paniekerig raak nie. Dit enige raad wat ek kan gee is, laat die stroom jou vat. Ja, maar nou, hierdie mense kom van die Vrystaat af en nou sê jy vir hulle go with the flow. Hoe diep moet hulle nou in die see ingaan? Want as jy nou voel die stroom trek jou met 'n geweldige vaart die see in, en hier kom jy en jy gee nou die raad go with the flow.
Hoe kom so 'n mens, hy's nou later 'n kilometer of 2 in die see, want die NSRI het gesê go with the flow. Ja. Hoe kom die persoon uit? Ja, alright. Praktiese raad rondom dit. Ja, dis nou waar ek nou kom. Go with the flow is moenie begin paniekerig raak en probeer terugswem nie. Ja. Jy gaan vir jouself moeg maak. Jy gaan paniekerig raak en jy gaan onder die water verdwyn. Wat ons bedoel is laat die water jou eers vat, weer raak rustig. Lê op jou rug en dan wanneer jy nou oor daai eerste skok gekom het, want skok is die ding wat alles veroorsaak. So as jy nou eers oor die eerste skok gekom het en jy begin, dan kan jy sideways kante toe swem. Ja. Uit die stroom uitswem kante toe en dan net 'n brander weer vat uit. So dit al wat ons probeer sê is moenie so ek weet dit is maklik om te sê moenie paniekerig raak nie, want dit is jou eerste ding as jy dink ek gaan nou verdrink. Die RLI sê dit baie mooi sering daarvoor en hulle noem dit float to live. Ja. En op draai Float to live, dis klink pragtig en dis iets wat ons in ons luisteraars kan vasmaak. Ja. Jy dryf op jou rug sodat jy kan oorleef. Ja, korrek. Ja. En ek dink dit spaar energie. Daar's altyd mense wat die strand dophou. Hulle sal baie vinnig ons bel Of die Pink Boys gebruik. Of die Pink Boys is uitstekend. Nou Franco, hoe gebruik 'n mens 'n Pink Boy? Hier's nou 'n gas, hulle kom hier van ander kant waar ook al noord in Suid-Afrika, tweede keer by die see. Nou sê jy vir hulle moet nou 'n Pink Boy gebruik. Waar kry jy dit en hoe werk dit? So die Pink Boys is 'n inisiatief vir die NSRI aan die gang gekry 'n paar jaar terug om die Rescue Boys, almal het vir ons al Baywatch gekyk, die prooi Rescue Boys wat hulle mee rondloop. Hierdie is nou net pink is baie sigbaar en reg oor die land het ons hierdie boys opgesit. In Jeffreys Bay dink ek ons het net oor die 80 oor die streek al die pad van die Kromrivier. Dit is goed hoor. Tot in die Gamtoos en wat mense kan doen is hulle is baie sigbaar. Indien jy nie opgelei is of gemaklik is, ons is baie bevoorreg, ons het baie goeie surfers en swemmers hier in Jeffreys Bay wat hulle kan gebruik, is jy kan die Pink Boy vat en in die water ingooi. Hy sal saam met die stroom tot by die persoon gaan. Ander mense kan hom vat en die strap oor hulle skouer sit en dan deur swem tot by die persoon in moeilikheid. Ek dink en ek mag onder korreksie staan, ons het net oor die 1200 mense al gered. Ja, dis die Pink Boy self is net so oor die 1200. Ja, Jeffreys Bay self dink ek is 10, 12. Ek dink is wel meer as dit. Ons het in 1 jaar dink ek ons het by 12. Ek is nie seker oor die nommer nie. Ja, okay, maar dit is 'n groot getal wat in Jeffreys Bay self deur die Pink Boy gerescue is. Ek wil dan ook net vra op die punt vir die Pink Rescue Boys. Baie mense kom af op vakansie en hulle sien hulle op die strand en hulle dink dit sal 'n baie oulike ding wees om lekker speelding. Ja, momentum by die huis. Agter die momentum toonbank tussen pad om huis toe. En ons vra vir mense om dit asseblief nie te doen nie. Hierdie is lewenskritiese toerusting wat ons op die strande het. Hulle is duur om te vervang, maar nie so duur soos die geval wanneer jy hom nodig het. En hy is nie beskikbaar nie. Ek wil net gou vir jou iets vra, Christo. Nou, ons praat nou van die Pink Boy wat die mense lewens red. Nou, hoe werk dit? Gooi jy die ding in die water in? Hoe kom die ou... Hier is nou byvoorbeeld iemand wat nou in die moeilikheid is. Hier is 'n Pink Boy. Hoe red die Pink Boy die persoon se lewe? Ja, kyk, op die ou einde van die dag is dis 'n flotation device. Okay. So, as jy dink jy kan nie swem nie of jy kan nie met jou kop bo hou nie, gaan jy nou op die ouetjie rus. So dit is wat hy gaan doen. So soos wat Franco gesê het, as jy nou nie kan swem nie, jy weet, en jy moet ietsie kan doen. As die persoon al klaar in die stroom is en jy gooi hierdie Pink Boy in die stroom, dan gaan hy mos uit na die persoon toe. Hy behoort te dryf na hom toe. As jy nou kan swem en jy is braaf genoeg, dan kan jy soos wat hulle in Baywatch gedoen het, jy sit die strap oor jou lyf en hy hang met 'n tou agter jou en jy swem uit en wanneer jy by die persoon kom, dan vat jy die Pink Boy en jy gee die Pink Boy vir hulle, sodat hulle op hom kan dryf. As ek myself moet vat, ek is nie fiks genoeg om uit te swem en dan 'n persoon weer in te kan swem nie. Want ek het nie die surf rescue swimmer training gedoen nie. So ek weet my swemfix, ek gaan tot daar kom en dan gaan ons gaan daar sit, ek gaan daai ou kalmeer, ek gaan rus en dan gaan ek wag tot NSRI my kom optel met 'n boot. So jy sal ook sien op daai bord waar die Pink Boy hang is 'n nommer. Ja, 'n noodnommer, nee. 'n noodnommer, ja. En dit is ek sal goed voorstel dat voor jy in daai water inklim,
bel daai nommer, sodat hulle bewus is dat daar 'n probleem is en dat jy nou uitgaan en hulle gaan probeer help. Sodat wanneer ons nou op die toneel opdaag, dan weet ons kort ten minste 2 mense uit die water uit en nie net een nie. Ja. Nee, ek onthou ek het die voorreg gehad om vir 'n hele paar jaar lank 'n lewensredder te kon wees hier op Jeffreys Bay se hoofstrand of dan Dolphin Beach, en ons het dit baie keer ook gesien dat dis selfs vir 'n lewensredder om in te swem om 'n man of 'n vrou te gaan help wat in 'n moeilikheid is 'n risiko, want jy word gegryp en die mense gryp jou meeste van die tyd om jou nek want hulle is paniekerig, en dis hoekom 'n boei wat moet saamgaan so belangrik is, want die persoon wat in die moeilikheid is kan dan daaraan gryp en die lewensredder of die persoon van die NSRI het dan 'n beter kans om sy eie lewe en die drenkeling se lewe te red op daardie manier. Definitief. Ja, definitief. Jy moet net sorg dat jy daai floating device soos 'n boy wat tussen jou en daai persoon kry. Ja. Anders gaan hy probeer om jou te gebruik. Dis reg, ja. Nee, en ek onthou so 'n paar jaar terug het ons hier geswem en die branders was groot en daar was so 'n paar boere van die Vrystaat en die een op 'n stadium toe hy sy kop bo water kry nadat die branders hom heeltemal verwoes het amper, toe sê vir sy vriend, hierdie is definitief nie die Vrystaatse damme nie. En ek dink dit is die ding wat ons vandag ook wil oorbring vir ons luisteraars, dat die see is nie 'n dam nie. Absoluut. Daar's lewe, daar's beweging, daar's strome, daar's aktiwiteite, en Jeffreys Bay staan veral bekend vir sy groot branders, en die branders is nie net beperk tot by die bekende super tubes of by die point of by die surf areas nie, dis ook groot branders in die swemareas. Definitief. En dis waar mense partykeer hulle vasloop, soos dat ons nou maar praat van 'n damper. Dis 'n groot brander wat met alle mag op jou neerkom, en selfs wanneer die ouens hom body surf of met 'n boogieboard ry, kan jy in groot moeilikheid beland, want hierdie brander het die vermoë om jou hart teen die sand neer te sit. Ja, want dit net by sê, ons is almal as 'n lid van die NSRI ons is nogal redelik gekwalifiseer medies. Ja. Ons het almal okay, is nou nie meer vlak 3 nie, dit is attend first aid as a first responder. Ja. En dan het ons ook nog ons maritime emergency care wat ons doen. So ons is daai first responder net om 'n persoon te kan stabiliseer en te kan help totdat die ambulans arriveer. Terwyl ons praat oor die tyd, Franco, ons het nou iemand wat nou sien hier's 'n persoon in die moeilikheid, hy bel die nommer, na wat se respond area of tydperk kyk ons vanaf die NSRI die noodoproep gekry het, hoe lank moet die mense nou staan en wag op die strand voordat die NSRI sal opdaag? Net so rolweg. So Christo kan my reg help hier as ek verkeerd gaan, maar wat tipies gaan gebeur is die noodnommer word gekontak is 079 916 0390. Ons sal beskikbaar maak op sosiale media ook hierna. Ja. Daai nommers gaan gekontak word. Ons sal 'n coxswain op duty hê wat die foon sal antwoord en daarna sal 'n besluit gemaak word wat moet gebeur. Ja. Ons die groep wat ons noem die call-out groep en daarop sal instruksies gegee word. Christo sal byvoorbeeld sê van ons moet na die basis toe reageer om ons voertuig te kry en dan na die toneel toe te gaan. Ja. Ander van ons voertuie is uitgerus met al die toerusting wat ons nodig het, so floating buoys, mediese toerusting, en hy sal vir van daai mense tipiese instruksie gee om af te gaan. Okay. Die ander dag het ons die oproep gehad vir die 6 mense in moeilikheid op die strand en ek het gesien vandat ek die oproep gekry het by my foon voor my rekenaar by die werk tot ek op die strand was net 103 minute. Ja. Dis briljant, jy weet. Ek dink soms veral vakansiegangers, besoekers aan ons area wat nie seker is hoe werk dit nie, kan nou vandag hoor dat die reaksietyd kan blits vinnig wees. Ja, net om by te sê, kyk, om die boot dan nou te launch, van dat die call-out gekom het tot die boot in die water is, kan 10 minute? Ek sou sê meer so 15 minute. 15, tussen 10 en 15 minute, dan is die boot in die water. Ja. Is op pad. So dis 'n baie relatiewe vraag, ongelukkig, want dit hang ook af waar is, want omdat ons elkeen ons eie day job het, is nie dat ons almal soos 'n polisiestasie, ons sit nie almal by die polisiestasie en wag vir 'n oproep nie. Ons is almal by ons werk. Ja. So partykeer is ons gelukkig en ons is 10 meter weg van die stasie af of 3 minute weg van die pasiënt af.
Ander kere is dit bietjie langer, want kom ons sê ek is nou besig met 'n radioprogram en nou kry ons 'n oproep, nou moet ek eers van hier af gaan strand toe. Okay. En ons weet nou nie hoe die verkeer gaan lyk nie, want ons weet die paaie raak ook lekker besig. Ja. En soveel soos wat ons wil jaag, mag ons nie. As ons gaan jaag, dan vat ons dit op ons eie risiko. En die laaste ding wat ons wil doen, is 'n ongeluk veroorsaak, terwyl ons iemand wil help. Ja. So dit is 'n baie fyn lyn wat ons loop, en ek dink, as ons die geleentheid, as dit 'n groot probleem is en ons mense se lewens in gevaar en ons jaag verby die mense, kan ek net dink hulle sê ongelooflike woorde en sê kyk hoe ry hierdie Baluka. Ja. En meanwhile dan, jy weet, as jy dit van ons kant af kyk, dan ons probeer net vinniger daar te kom om elke sekonde te bespaar. Ja. En ek moet sê, wanneer ons respond, dit ons hartklop gaan 100 myle per uur, jy weet, dit voel as alles vinnig gebeur, so ons is binne 2 minute daar, ons het die boot, ons is reg, ons is daar, en dit voel so vinnig, maar ek was al op die ander kant ook, waar ek sit en wag vir die mense. Vir my span, jy weet, waar ek self sit en wag vir my span om iets te doen, en dit voel soos 'n ewigheid. Ek het gehad waar my vriend, sy vrou kon hom nie meer in die water gesien het nie, en ek het almal geaktiveer, en ja, dit voel soos 'n ewigheid wat jy staan en wag. Ja. So daar is nie regtig 'n maklike antwoord nie, want vir ons voel dit vinnig en go, maar om te staan en wag vir ons om op te daag, weet maar net, ons kom so vinnig soos wat ons kan. So ja. Nee, dit is goed om het te hoor. En iets anders wat ek net vir julle wil vra is, ons het nou mense wat luister en voel ek wil graag betrokke raak. Net so 'n bietjie van die eerste ding, jy voel in jou hart jy wil betrokke raak, wat is die stap, hoe lank is die opleiding, wanneer kan jy aktief deel word van dit wat die NSRI doen hier in Jeffreys Bay? Franco, wat sê jy vir ons? Ek sal die tweede deel oorlos in Christo. Opleiding vir 'n vol bemanningslid wat omtrent 'n jaar. So ons hou 1 keer per jaar gewoonlik 'n oop dag wat ons mense nooi om die stasie te besoek, en dan kan hulle sien of hulle wil of hulle sal dan soos Mannes gejoin het en gesê het ek wil dan vorentoe gaan. Sal aansluit, en ons sal deur 'n jaar lank sal ons elke Sondag oplei, en ons wil seker maak dat daar's 16 modules, elkeen van die modules goed verstaan word, en na daai jaar as bemanningslid en jy al jou goed deurgekom het, dan kan jy begin reageer as dit bemanningslid. Maar Christo, ons het gister gepraat oor wanneer ons moontlik weer mense gaan inneem. Ja, so ons was baie bevoorreg dat laas jaar het ons astronomiese, maar vir ons stasie was dit, ek dink was dit 13 mense? Het begin met 23. Ja, ons het begin met 23 nuwe lede wat ingevat was, en dit is 'n groot getal, want op ons bote, ons kan net 11 mense see toe vat op 'n stadium. So as jy nou dink, met al die opleiding wat ons doen, moet jy see-ure kry op die bote, en om daai see-ure op te breek tussen 23 mense, was 'n ongelooflike probleem, maar 'n goeie probleem, jy weet, en ons het toe nie 'n opname gehad hierdie jaar nie, as gevolg van die hoeveelheid mense wat deurgekom het en crew geword het. Maar met dit, daar is ook onlangs 'n paar mense wat, jy weet, weer aangegaan het met die lewe en ander werk gekry op ander plekke, en hulle het getrek. So ons nommers het nou bietjie geval. So ons voel ons wil miskien hierdie jaar nog opname doen en die mense begin trein. Anders sal dit vroeg volgende jaar wees wanneer ons publiseer 'n open day op stasie. En ons nooi die mense om te kom loer, en as hulle belangstel, dan kom sluit hulle aan. En so wanneer daai groot open day genoem word op ons sosiale media, dan kom die mense in, hulle kom kyk hoe gaan dit, as hulle belangstel, dan vul hulle application forms in, en dis hoe dit gaan. En
ek moet sê ek dink die grootste ding wat ons soek wanneer ons iemand soek is commitment. Ja. Want absoluut. Volwaardige toewyding. ja, dit is elke Sondag van 8:00 die oggend. Ek gaan sê tot 3:00. Dit is nie elke keer tot 3:00 nie, maar dit is 'n volle dag van jy weet iets doen. So ons soek vir die commitment en obviously die persoon wat die beste werk vir wat ons doen is iemand wat flexible werksure het, wat 'n vaste werk het. Ek hoor jou. Jy weet hulle is bestig in Jeffreys Bay, hulle het 'n vaste werk, maar hulle het flexible werkure. Okay. So as daar 'n probleem is, dan kan hulle wegbreek en kom help of iets soos dit. Op daai punt, ek onthou een van ons jonger lede, want jy kan 'n bemanninglid op 16 word, was op skool gewees hier in Jeffreys Bay en hy het 'n staande reël gehad met die skoolhoof dat sou daar iets gebeur terwyl hy by die skool was, kon hy gou kom help na die redding toe en die skool het dan van toestemming gegee, so na die redding het hy teruggegaan skool toe en gou opgevang met sy klasse. Ja. Ek dink dis wysheid veral van die skool se kant af net om te besef dat hierdie persoon speel 'n kardinale rol om lewens te kan red in die Kouga area sodat as daar werklik 'n noodoproep kom dat hierdie persoon verskoon kan word van sy werk en dan sy nasionale seereddingsinstituut opdrag kan gaan uitvoer. Dis goed om dit te hoor. Gabriel, ek wil net gou hierso inkom. Ek weet ons tyd raak seker nou 'n bietjie min. Wie kan by die NSRI aansluit? Wat is daar om te doen? Dis letterlik, ons soek nie net, ons praat nou hier van rescue, uitgaan op die see. Nie almal gaan uit op die see nie. Soos byvoorbeeld ek, ouderdom gewys is daar beperkings op hoe oud jy mag wees om op waterbote uit te gaan. Ja. En hier in Jeffreys Bay is dit die grootste, ons het 'n 6.5. Dis die grootste en ek dink die ouderdom is 45, Christo, 55. 55. So na 55 jaar mag jy nie meer op daai boot uitgaan nie, want kyk jy val onder die NSRI se versekering. So dat jy moet, maar medies moet jy daarom redelik, ons doen mediese toetse en jy doen fiksheidstoets en dit. Maar soos iemand soos ek wat op 'n later stadium aangesluit het, is daar nog steeds, want ons het shore crew ook, byvoorbeeld om die boot in die water te launch met die trekker, dit is wat ek doen, en dan shore control is maar, ons sit in die toring, op hierdie stadium die toring in die beheerkamer, ons het die 6.5 het ons op 'n GPS, of op 'n AIS trekker wat ons trek, en ons is die voice tussen hulle, van die boot af, en wie ever op die ambulans en dit, maar ons spot altyd as shore controller, hou ons hulle kalm. Jy kan net vir jouself dink, die adrenalien klop, hierdie ouens is uit, hulle is in hierdie rowwe water, hulle ding is, en Christo en Franco kan sê, hulle begin dalk op mekaar skree, want jy hoor nie, jy dinge en die stres hardloop, is ons werk om net daar te sit en sê, luister, ons sê nie vir hulle wees rustig nie, ons wil net met hulle op die radio, kalme manier, vir hulle sê, luister, en dan sal ons vir hulle die koördinate deurgee, van waar hulle die search moet begin, en dan van daar af, want jy die wind wat jy moet agneem, jy het die golwe se vloei, jy het die strome, en van ons kant af, dan sal al daai goeder uitwerk, en dan na hulle toe deurstuur op die boot, sodat hulle kan net konsentreer op die search and rescue. Ja, ons het nog so 'n paar minute oor, maar net voordat ek het hierdie raak gelees, The Charity That Saves Lives on South African Waters, en dis vir my een van die mooi goed om te dink, hierdie is 'n charity organisasie, wat absoluut van vrywilligers gebruik maak, en soos wat Hannes ook nou gesê het, jy hoef nie spesifiek die ou te wees wat 3 kilometer in die see inswem om iemand te gaan red nie. Jy kan 'n ander afdeling van die NSRI kom beman wat almal hande kan vat en kan ondersteun sodat stasie 37 in Jeffreys Bay uitmuntende diens kan lewer. Ja, verseker. Ons net in Jeffreys Bay het ons 'n unieke probleem of situasie met die ons het baie jeug wat aansluit soos wat ons nou gehad het, maar sodra hulle klaar maak met skool, hier is nie werk vir hulle nie. Okay, dan gaan hulle uit en hulle gaan werk buite, dan verloor ons hulle. Okay. So ons moet die heeltyd daai turnover in gedagte hou, en dis hoekom ons het nie ouer mense baie ouer mense wat aansluit nie. Dit is meer 'n jong klompie, en dit is vir my as
vir my is dit ongelooflik om te kan sien die invloed wat ons as ouer mense en die opleiding wat ons doen en daai dissipline en selfdissipline wat ons vir die jeug leer, wat hom op sy skool help en ook in sy future wat hy dan nou ingaan. So ons het ook daai invloed op die jeug en ons wil meer en meer in die jeug daai invloed Ek hou daarvan. Ek hou daarvan. 'n Opvoedingstaak wil ek amper sê, beginnende met jong mense. Ons moet begin klaarmaak. Franco, laaste dingetjie van jou kant af. Baie dankie vir die geleentheid dat ons passie kon uitsaai en vir mense wys wat ons doen by Stasie 37. Ja, ek hou van die woord passie, want ek bedoel 'n mens gaan nie in 'n vrywillige organisasie betrokke raak as daar nie iets is wat jou dryf nie. En ek het net vir julle ook gesê, die skrifgedeelte wat ek nogal baie van hou is in Spreuke 11 vers 25 wat sê, dit wat jy vir ander doen, bring vervulling in jou hart. En dit is vir my so mooi dat wanneer jy jouself aanbied om 'n diens te lewer en lewens te red en mense te help, bring dit vir jou ook vervulling, want dan het jy amper bestaansreg deur uit te reik en te sê, hoe kan ek help om iemand se lewe te red? En weet julle wat? Geen mens loop vinger alleen in die wêreld nie. Hy's deel van 'n familie. So eintlik wat die NSRI besig is om te doen, is om gesinne en families te ondersteun deur te kyk dat niemand in die gesin sal wegraak in die seewater nie. Christo, 'n laaste dingetjie van jou kant af. Nee, ek dink net weer eens baie dankie. En as iemand sou belangstel net om, jy weet, te kom kuier of inloer om te sien wat ons doen en hoe lyk die bote en waar dinge gebeur. Ons oefen 9 uit 10 keer op 'n Sondag van 8 uur af. So ja, as mense daar sou wou inpop en net kyk wat aangaan, dan is hulle meer as welkom. So ja, dit is net so laaste dingetjie terwyl die Jeffreys Bay se munisipale, kom ons noem dit plaaslike lewensredders nou nie aan diens is nie in die buite die seisoen. Dink ek is dit ook goed dat mense sal weet, alhoewel nie die lewensredders op Kabeljou strand of die Dolphin Beach of waar ook al is nie, is julle nog steeds beskikbaar. Ja, so ons is 24/7 aan diens. Soos byvoorbeeld laas jaar toe Uitenaag so gevloed het. Was ons al van 1 uur die oggend was ek wakker gebel en ons was op standby gesit. So ons word wakker gebel en dit is maar deel van die pret. Dit is nie 'n probleem nie. Ons het al 4 uur die oggend uitgegaan en sit al 10 uur die aand. Daar is nie 'n tydbeperking nie. Gabriel, ek wil net ietsie gou-gou sê voor ons nou klaar maak. Alhoewel ons Sondag oefen, is dan nog steeds, soos ek het toe met my opleiding het ek gesê ek sal die commitment elke Sondag, maar van daar af elke tweede Sondag, want ek moet Sondag kerk toe gaan. Vir my is dit en die ding is dat dit is vir my baie belangrik en ek wil dit net sê dat is nou nie te sê omdat jy elke Sondag oefen dat jy nie kan kerk toe gaan nie. Jy moet net as jy crew is, moet jy net 2 ure? Ja, dit is 2 'n maand op die see moet jy doen om. So ons gaan nou nie vir jou sê hoor jy moet nou elke Sondag en jy kan nou glad nie meer kerk toe gaan nie. Goed julle, kom ons sluit net af met gebed en ons bid graag vir die NSRI. Vader, baie dankie dat ons hierdie program aan U kan opdra en dat hierdie program tot eer van U sal wees. Vader, ek bid vir hierdie manne wat hier voor my sit en ek bid ook vir elke NSRI lid reg oor Suid-Afrika. Dankie Here dat hulle daarop uit sal wees om lewens te red tot voordeel van gesinne en tot voordeel van ons land. Dankie Here dat ons U kan vertrou en U hand kan sien in alles wat hier gebeur. Amen. Amen.